Ek is nou bekommerd, ek het nou 'n preek wat ek dink te lank gaan wees. Gaan die Here my help? Ek moet praat met u oor die tyd waarin ons lewe. Ek moet met u oor die eindtyd praat. Nou, ek gaan meer in struktuur daarin ingaan Dinsdag by die woordskool. Maar ek moet vir u sekere beginsels as kerk tuis bring, dat u net opgewonde kan raak oor waar is ons op hierdie stadium. Kyk, ons kan opgewonde raak as jy in die Here is, maar jy kan bang raak as jy nie in die Here is nie. Want ek sê vir u, ons is in 'n baie eindtyd. En u sê nou vir my, ag pastoor, ons hoor daai storie al nou. As jy daai storie al lank al hoor, dan weet jy is nou nog baie nader. En as ek nou een ding besef het in hierdie 2 jaar, luister, jy dink julle partykeer 'n pastoor kan nie twyfel nie. Ek het op 'n stadium het ek gewonder, Here, u woord, kan dit die waarheid wees? Dit klink vir my soos 'n sprokie. En in hierdie 2 jaar het die Here vir my gewys, nee, my woord is absoluut waar. En elke titel en nota wat in my woord staan, gaan gebeur en slaar besig om in plek te kom. En as jy nie daarbey inval nie, as jy nie my woord toelaat om jou te regeer nie, gaan jy in groot moeilikheid wees. Ja, julle kan maar eindig sê. Voor ek by die woord uitkom, wil ek vir u net sê, laat jou Bybel vir jou lewendig word. Laat jou Bybel vir jou lewendig word. Kom ons lees gou 2 Timoteus 3 vers 12 tot 17. Ek lei vir u in, en dan kom ons, laat ek vir u net sê, waar ons vandaan kom in hierdie jaar, waar die Here met my besig is, en ons gaan oor. En almal wat ook godvrugtig wil lewe, sê godvrugtig wil lewe, in wie? In Christus Jesus sal vervolg word. So sorry vir julle, ons gaan vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy, sê bietjie vir een na langs jou, bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid en deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God half kan lewe, volkome kan wees, vir elke slegte werk, vir elke goeie werk, volkome, net so bietjie toegerus. Ek hou julle net wakker. Is klaar, nee? Ok, nou wil ek gou vir jy, dit is so vir my so mooi, vergewe my, nou moet ek my brilletjie opsit, maar die Here gaan my oë genees, ek weet nie of dit is wanneer ek hom ontmoet in die lig nie, maar een of ander tyd gaan my oë weer 100% wees, moenie worry oor my nie, but don't let it faze you, stick with what you learned and believed, sure of the integrity of your teachers, while you took in the sacred scriptures with your mother's milk. There's nothing like the written word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus. Every part of Scripture is God-breathed, and useful one way or another, showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God's way. Through the word we are put together and shaped up for the task God has for us. Hallelujah. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Hierdie is 'n tyd van moed hou. It's not a time of encouragement, it's a time of courage. Dis 'n tyd waar broer en suster, jy moet opstaan en sê, daar's 'n laaste dag wat gaan kom waarin ek die heerskappy van die koning kan uitdra en sy wil en sy plan vir my lewe gaan doen. Halleluja. Loof die Here. Hierdie is 'n tyd soos in Josua, waar die Here sê, wees net vol moed, hou goeie moed, baie moed, hou moed my kind, ek is sterk en vol moed my seun, pastoor, ek sê vir julle ook, nee, wees sterk en vol moed, het ek nie vir julle gesê nie, het ek nie vir jou dalk gedink, jy moet maar dink, jy moet sterk en vol moed nie, het ek nie vir jou gesê, jy moet sterk en vol moed wees nie. Halleluja, raak net 'n bietjie opgewonde daar.
Sê vir iemand daar langs jou, prys die Here. Moenie vrees en bewe nie, jou God het gepraat. Halleluja. Broer en suster, as ons minder op mense en al die omstandighede begin kyk op ons God, sal ons weet dat ons hoef nie te vrees nie, want die Here is met my. Tyd en tye is uitgelê deur God. Jy gaan sekere dinge nie kan verander nie, want die woord het dit lank al voorspel. Dit gaan gebeur, maar in die tyd en tye sal die Here daar wees met jou. Hy sal jou deurdra, hy sal vir jou 'n God van naby wees. Halleluja. Oh, prys die naam van Jesus. As jou energie vandag weg is, hoor nou mooi, ek het sonder energie vir 2 jaar rondgeloop, hoor. En ek skaam my daaroor. As jou energie weg is, dan hinker jy op 2 gedagtes. Dan is jy tussen hoop en wanhoop. Nou is ek in die hoop, nou is die Here, nou is ek bietjie by die Here, nou is ek bietjie by die Here. Dan kom die duiwel, rap sy jou weer oor die kop. Nou is ek in wanhoop, nou is ek in vrees, nou is ek in vrees. So, dit vat jou energie. Dit tap jou energie. Maar wanneer die koning alleen jou hoop is, wanneer Jesus Christus, wanneer jy sê hy is die ja en amen in jou lewe, dan sal jy nie energieloos wees nie. Ek het soveel energie nou, ek kan 'n marathon gaan hardloop. Halleluja, prys die Here, my vrou is so bly. Want ek het daar gesit en doodgaan na my huis nie. Ek het COVID, nonsens man. Halleluja, die Here. Vertrou op wat hy sê. Sonder Jesus, hoor nou mooi wat ek vir julle sê. Sonder Jesus gaan jou lewe terrible wees en jou dood terrible wees. Maar met Jesus, sê vir die ene met Jesus. Met Jesus gaan my lewe hier oorwinning wees en my lewe in die hiernamaals gaan van oorwinning tot oorwinning wees. Halleluja. Halleluja. Okay. Ek is klaar. Is 'n kort marathon, seun. Is 'n kort marathon. In hom beloof hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As jy dit vat, kan jy nou maar uitloop. As jy dit vat. Enes sit. Ek sê vir my laaste 2 weke terug se woord, 3 weke terug se woord was, wat is die waardevolste? Jou tyd. Wat jy hier spandeer, daai klein boksietjie wat ek vir hier gewys het, gaan bepaal hoe ewigheid gaan wees. Hierdie tyd wat jy nou bepaal is werke, wat gaan maak, as jy Jesus Christus aangeneem het, gaan jy hemel toe in elk geval, maar daai klein boksie met tyd wat jy reg spandeer het, gaan eindig waar jy eindig. Nee, dit was my week, 2 weke, 3 weke terug se woord. Verlede week het ek vir julle gesê, alles wat jy nodig het is in God. Alles wat jy nodig het in God. En dan gaan ek vir u vanmôre preek, waarheen gaan ons nou? Waarheen is alles? Waar is alles nou? En ek sê dit vir u vanmôre met groot oortuiging, ons gaan na een wêreldorde toe. Ons gaan na een wêreldorde. Waar het dit begin? Dit het deur die hele woord, is daar een wêreldordetjies wat probeer is, en dan het dit geval. Geprobeer, en dan het dit geval. En ek vat hier na die heel eerste ene, Genesis 10 vers 9, dis nie daar nie, moenie worry nie, ek sê dit net vir, en die begin van Nimrod, sy ryk was Babel. Nimrod was die eerste een uit dit Babel, en wie weet het Babel al gelees? Het jy gelees van Babel, die verwarring by Babel, wat God veroorsaak het? 1 Kronieke 1 vers 10 sê, Nimrod began to be a mighty one upon the earth. Maar ek praat vanmôre met u meer oor die tweede heerser, en dit was Nebukadneser, wat 'n droom gehad het, wat die wêreldorde aandui, presies waar ons ook vandag is. En ek gaan dit met u deel, en veral in die woordskool gaan ek lekker met u praat daaroor. Hy praat daar en hy droom, en hy vertel nie vir Daniel die droom nie, hy sê die een wat my droom uitleg, moet eers vir my droom vertel. Want daar's altyd skelms op die aarde, jy weet, maar ons God weet alles. en Daniel kom en hy vertel vir hom eers sy droom, en toe vertel hy vir hom sy uitleg. En ek gaan glad nie in die drome nie, want daar's baie goedjies wat ek by wil uitkom. Maar die eerste deel van die droom is die hoof
wat goud was, wat Babylon was op daardie stadium. Die tweede was die bors en arms wat silwer was, wat Mede en Perse was. Die maag wat koper was, wat die Griekse ryk was daardie stadium. Dis almal een, hulle het probeer almal om een wêreldordes te skep. En dan die laaste ene wat 'n baie groot een was die bene wat yster was, wat die Romeinse empire was. En dan kom ons by die voete en die tone wat die yster en die klei gemeng is, waar ons nou op hierdie stadium is. Dit is alles 'n hele ding van die eindtyd, hierdie gedeelte. En dan sien ons ook 'n klip wat losraak. Halleluja, halleluja, halleluja. Ons sien 'n groot klip, prys sy naam, wat net losraak, sonder 'n mens wat hom losmaak, en hy begin te hardloop en hy tref daardie beeld. Daniël 2 vers 32 en 35. Ek wil hê jy moet Daniël gaan lees, daai gedeelte, al lees jy nou net die tweede hoofstuk vir Woensdag aand se woordskool. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Kan yster en klei meng? Dit wat nou besig gaan gebeur, sal nooit hou nie. En die hele fundament van hierdie beeld staan op yster en klei. Die klip gaan hom plat hardloop. Hoor nou my broer en my suster. Jy het gekyk tot daar sonder toedoen van menshande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Hy sê nie hy het die rots op die kop getref nie, hy het die rots aan die bene getref nie. Dis die laaste deel waarin ons nou inbeweeg. Hy het die rots op sy voete getref. Die rots het die voete van die beeld getref. Toe is te gelei die yster en die klei en die koper en die silwer en die goud fyn gestamp en dit het so skaf geword van die dorsvloer in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Die Here is besig, sy koninkryk kom van die hemele af, nee, is hier by my. Hy gaan die hele aarde vul met sy koninkryk. En dan gaan ons kan sing. My vrou, jy was so in lyn met hierdie koortjies vanmôre. Sy het eers gisteraand eintlik gehoor waaroor ek praat, nee. En al hierdie koortjies, het jy gehoor ons sing en die aarde is vol van sy heerlikheid. Hierdie goede is aan die kom, halleluja. Okay, nou wil ek net vir u Daniël 2 vers 44 lees. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskap by daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Geen ander koninkie, geen ander dingetjie of mensietjie of ding wat dink hy kan hom aanstel nie, gaan hieroor regeer nie. Net God alleen gaan hieroor regeer. Prys sy wonderbare naam. Sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Daardie koninkryke gaan verbrysel en daar gaan 'n einde aan gemaak word. Maar self sal dit vir ewig bestaan. Halleluja, kan ons vir die Here 'n lofoffer bring? Halleluja, halleluja, prys sy wonderbare naam. Daar kom 'n groot rots, sê vir die een daar langs jou, daar kom 'n groot rots, wat sy naam is, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost, halleluja. Daar sal nooit 'n einde aan hierdie groot rots wees nie, halleluja. Die laaste 10 konings wat nou in Europa op gaan staan, u gaan sien, dit is klaar maar in plek, dit is klaar, daar's 10 koninkryke, dit gaan begin, ek gaan hierdie goed net vir u noem, ek gaan meer in die woordskool met u praat. Maar nou is daardie goed besig om in plek te kom. Maar nou gaan ek vir u vanmôre iets sê en ek wil vir u baie belangrik sê. Daar is verskil in die kerk dat daar net 'n wederkoms is. Dan is daar 'n verskil in die kerk dat daar in die helfte van die verdrukking 'n wegraping gaan pleeg en dan is daar ander wat sê die wegraping gaan aan die einde wees. Daar's 3 sienings in die kerk. Nou ek gee u my siening, daar's baie gronde en daar's baie dinge hoekom ek my siening daarop baseer. Ek glo dat Jesus Christus ons gaan kom haal hier in die begin tot die 3,5 jaar daar rond van die groot verdrukking. Glo ek dat die Here Jesus ons gaan haal. Hoekom sê ek daar's nie net 'n wederkoms nie?
Want broer en suster, wanneer die wegraping gaan plaasvind, moet ons voor die regterstoel van Christus gaan verskyn. En dis die kerk van die Here. En u sal net nou sien, gaan ek vir u lees, daar's 'n gedeelte wat sê, ons word nou nog teëgehou, totdat die antichrist gaan kom en ten volle oorneem, word die kerk teëgehou om eintlik die verrottingsproses 'n bietjie te werk. Ons werk die verrottingsproses te. Nou, die kerk van die Here gaan weggeraap word, glo ek, want ons moet voor die troon van God. Glo jy dat God is 'n sistematiese, regverdige God? Nou broer en suster, as die wegraping nie gaan plaasvind en die wederkoms kom, dan gaan ons nou sommer hierso op die aarde nou gou verander word en hy gaan sê, hier's jou kroontjie, hier's jou kroontjie, hier's jou kroontjie, jy moet nou saam met my regeer vir 1000 jaar lank. God gaan ons eers wegvat, die kerk. En hy gaan vir ons voor die regterstoel van Christus laat staan. En hy gaan vir jou sê, Alwyn, kom staan hier my seun, volgens jou werke wil ek jou gee, die kroon van my lewe, halleluja, die kroon van dit wat jy moet doen, want jy kom saam met my terug na 7 jaar, na die aarde toe, die wederkoms van Christus, en wanneer die wederkoms van die Here gaan kom, gaan hy sy voet op die olyfberg sit, die olyfberg gaan in die middel deursplit, halleluja, daar gaan 'n rivier uitvloei, daar gaan vrugbaarheid wees, daar gaan bome wees, dit gaan die mooiste aarde wees vir 1000 jaar lank, halleluja. Maar hierdie goed gaan ek met u praat in die woordskool. Hey man, sê vir die een al langs jou, hier kom groot ding. Halleluja, 1 Tessalonisense 4 vers 13 is so 'n gedeelte wat die wegraap. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. So moenie worry oor pappa en mamma en boetie en sussie en selfs kindertjies wat ek weet verskriklik hartseer is wat dood is nie. Hulle gaan eers by die Jesus wees. Okay. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wat hier gaan gebeur is, daar onthou ons liggame slaap in die aarde, en wanneer Jesus kom om die wegraping plaas te vind, gaan hulle eerste opstaan, sê die woord van die Here. Hulle liggame gaan ontmoet met hulle gees, hulle gaan 'n verheerlikte liggaam kry, en ons gaan Jesus op die wolke ontmoet. Hy gaan nog nie sy voet op die berg sit nie. Wanneer hy terugkom saam met ons, dan gaan hy sy voet op die berg sit wat die wederkoms van die Here is, nê? Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardsengel, met die klank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. My pa gaan hierso eers hier by my kom. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou wil ek vir u iets sê, moenie worry oor 1000 jaar hier, of 7 jaar hier, of wat nie, ek gaan altyd by die Here wees. Whatever, of ek op die aarde vir 1000 jaar gaan regeer, die duiwel gaan daai tyd gebind wees met ketTINGS, prys sy naam. Weet jy, die Here kom vir ons wys hoe moet dit eintlik gedoen word. Hy kom, weet jy, ons is so korrupte lot mense op hierdie aarde, nee. Konings wat wil gee, elkeen wat net vir sy eie sak wil hê. Jesus kom en hy gaan vir ons vir 1000 jaar kom wys, hoe moet dit gedoen word. And I'm gonna be part of that. Ek weet nie wat gaan ek wees, ek worry baie wat ek gaan wees, ek worry nou nie as ek die grootste koning wat gaan wees, ek worry nie, pastoor, ek gaan iets vir Jesus doen. Halleluja, het ek klaar gelees. Nou, Matteus 24 vers 22. Hoekom ek baseer hierdie wegraping? Kom ek gaan hierdie goed meer met u bespreek in die woordskool, is te lank. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Dis hoekom ek sê, ek glo, ons is klaar eintlik 'n bietjie in verdrukking. Ek glo ons gaan 'n bietjie in verdrukking in wees, dan gaan ons dit nie kan handle nie. Die Here gaan weet, daar's 'n tyd wat hy sy kinders moet vat, hy moet hulle help. Hy moet hulle wegvat. En ek wil nie daai tyd mis nie. Wanneer hy daai tyd korter maak en sê, Alwyn, genoeg het hulle jou getrap.
Genoeg het hulle jou gedwing. Ek weet nie of dit by daai stadium gekom het, om iets te vat. Ek dink, ek gaan voor daai tyd gaan. Maar as dit moet, genoeg het jy daar gesit en miskien nie kon kos koop nie, want die merk van die bees het gekom. Ek vat jou nou na my toe. Maar as jy nie gaan reg wees nie, gaan jy nie na die Here toe gaan nie, en gaan jy al hierdie goed moet deurgaan, gaan jy nie kan kos koop nie, gaan jy niks kan, hulle gaan jou op die ou en dood maak. Hier is 'n 7 jaar tydperk wat ek glo wat gaan gebeur, en ek dink dis baie naby, waarin ons gaan weggeraap word. Die Here gaan ons kroon gee, ons gaan daar staan voor hom kniel. Het jy gedink hoe gaan daai oomblikke wees? As ons voor hom kniel, en the Lord of Lords staan daar en hy sê, my seun. Daar gaan nie oordele wees nie, daar gaan nie, want hy het vir jou gesterf. Hy het gesorg dat jy daar kan wees. Hy gaan net vir jou sê, ek het 'n kroon vir jou, en daar gaan wees wat kleiner kroon het, as jy nie op die wa klim, daai trein nie. Daar's nog 'n kans. Halleluja. Halleluja, ek gaan 'n bietjie oorslaan hierso. Kom ons kyk gou na die anti-kris. 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 10. En nou julle weet wat hom teehou. Wie's hom? Wie's hom? Die anti-kris. Ja, nou julle weet wat hom teehou. Wie hou hom teë? Die Heilige Gees en die kerk. Wanneer die kerk weggaan, broer en suster, is die Heilige Gees weg. Hoor jy? Want waar woon die Heilige Gees? Binne in die kerk, halleluja. Hier is die kerk, nie die gebou nie. Ek worry nie wat hier gebeur met Morijn se gebouetjie nie. Ek worry wat gebeur met die gebou. Sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Die anti-kris gaan geopenbaar word. Jy kan nie goed wegwens. Jy kan nie bid nou en sê, Here, ek wil asseblief hê dat U nie die anti-kris laat kom nie. Is jy by my? So daar sekere goed wat die kerk nie voor kan bid nie. Jy moet reg wees sodat jy kan ontvang wat hy wel sê gaan gebeur. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Julle, waar is die duiwel en mense en die wat nie die waarheid glo nie en die wat al hoe slegter gaan word? Waar is hulle meer aan die werk as nou? Nou kom die woord. En dan sal die ongeregtighede geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet maak. As die Here Jesus saam met ons terugkom en hy trap op daai berg van die Olyfberg, dan begin die rots skeeu. Halleluja. Die koninkryk van die Here se rots hardloop alles plat wat in sy pad is. En die Here Jesus gaan alleen regeer vir ewig en ewig. Halleluja. Prys sy naam, maar dan eers vir 1000 jaar op die aarde, en daarna gaan die duiwel vir 'n rukkie losgelaat word, om die wat eintlik nie in God geglo het nie, wat maar net lekker saam gehardloop het, weer te kan verlei, en dan gaan Jesus ons hemel toe vat. Halleluja, halleluja. Het ek julle nou heel die mekaar? Nou wil ek net vir julle sê, moenie worry as jy die mekaar is. Sorg dat jy reg is en kom Dinsdag aan. Halleluja. Het ek 2 Tessalonisense lees ek nog? Ok, daar is hy. Ag, julle, ek is so lief vir julle, nee. Julle hou my op koers. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragte, dade, tekens en wonders van die leuen. Wie is dit? Anti-kris. En met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie om gered te word nie. Is dit klaar? Daar is hy. Nou, Sagaria 14 vers 1 tot 9 wil ek gou vir julle lees. Ek gaan nou afsluit, hoor. Is u nog oké? Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Nee man, nee julle. Dis nou wanneer ek hierdie goed lees, nee. Daar kom 'n dag vir die Here, dan spring jy op, nee, en jy juig en jy jubel. Dit lyk my is net Jesus se weerligstraal wat julle gaan wakker maak. Daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem en die stad sal ingeneem word. Daar's 'n paar lande wat gaan swaar kry daar in Jerusalem, hoor, wanneer daai rots kom. Om die oorlog te voer teen Jerusalem en die stad sal ingeneem word en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Maar
die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word. Van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk, en na die noorde, en die ander helfte na die suide. Hier kom 'n vallei, nee, wat wonderlik gaan wees. Jy gaan net so, dit gaan so paradys lyk. Die bome en die vrugte en die groenigheid. Jy gaan daar loop en speel, halleluja, soekie mooi, jy George gaan hardloop op mekaar tegraad. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het voor die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom. Al die heiliges met u. Waar is die heiliges nou? Hierdie is 'n voorspelling van wat gebeur. Ons is nou in die hemel. En in die dag, ons is weggeraap, sal ons met die Here kom. En die dag sal daar geen, nee, gou terug weer. 5:2, sorry. En julle sal vlug in die dae van die berge, dan sal die Here my God kom. Al die heiliges met u. Ons kom saam met Jesus aarde toe. Here, help ons almal. En in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar in die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit nie wees nie. O, Jesus, dit gaan net lekker wees. Ek gaan nie koud kry nie. Ek gaan nie warm kry nie. Ek gaan net lekker kry. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. En die dag sal die Here een wees en sy naam een. Halleluja. 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 Ek gaan nou eers los. Sê vir een na langs jou, kom 'n dag. Die eerste dag is wanneer die Here my kom haal. Wanneer hy my opvat. Dad, gaan jy saam met my? Danny? En net jou redding gaan jou so lig maak dat die aarde jou nie kan vashou nie. Dan kan jy nie trampoliens gebruik nie. Is Jesus in your life? Dis wat jy gaan laat gaan. Ek het nou nie 'n kwart van hierdie preek gepreek nie. Maar dit is woordskool en ons gaan verder. Wie wil staan? Sê ek wil dit nooit mis nie, Here. Wie wil saam met my staan? Ek kan nie weg vir die regterstoel van Christus nie. Ek kan nie wag om my kroon te kry nie. Kom speel vir my kind. Ek kan nie wag om saam met die Here Jesus terug te kom op die wolke nie. Die pastore wat sal ek so graag wil hoor of julle saam met my stem. Die wonderlikste gaan wees, ons gaan van die hemel kom, saam met Jesus op die Olyfberg. Saam met hom regeer vir 1000 jaar. Daarna vat hy ons almal hemel toe. Maar die groot ding is, vandat hy ons kom wegraap, en dis die belangrikheid van die hele ding. Moenie nou vir my gaan kritiseer as jy nou nie saam met my stem nie. Die belangrikste van dit is, van daardie oomblik af, wanneer dit gebeur, of dit nou wederkoms of wegraping is, van daai oomblik af sal ek altyd by die Here wees. O, Here. Die asem van die Here gaan verteer wat hom nie wil aanneem nie.
ons nou opspeelietjie speel met God, asseblief. Ek self begin met my. Kom ons nou opspeelietjie speel met God. En kom ons dien hom met ons hele wese. Want hierdie kerk van die Here gaan vir my sê, hierdie kerk van jou, jy het nie hard gepreek nie, jy het nie reg gepreek nie. En ek sal dit siele van jou af, maar ek gaan dit nie doen nie, ek gaan hard preek. Because you need Jesus. I need Jesus. Steek je hande op. Sê ek klim op daardie waans. Halleluja. Kerk van die Here. Ons kan nie meer net die langsaan duim gooi nie. Ons klim op die waans van die Here. En ons begin in die heerskappy van die Here te hardloop. En ons begin met ons gawes opereer. En ons begin sy woord leer ken. En sy woord begin in ons harte. En sy woord help ons om deur hierdie omstandighede te kom. En deur hierdie swaar omstandighede. Dink jy ek word nie deur die duiwel aangeval nie? Hy val my elke dag aan, man. Hy's besig om hengse triks met my te draai. Maar die asem van die Here gaan aan my delg. Halleluja, 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 halleluja. Dankie Here, dankie vir die kerk. Hulle steek hulle hande voor U op. Hulle sê vanmôre, ons wil U dien met ons hele lewens, Here. Ons wil nie halfhartig meer die Here dien nie. Ons wil hom ten volle dien. Ons wil tyd aan hom spandeer. Ons wil tyd aan sy woord spandeer. Ons wil tyd in gebed spandeer. Ons wil tyd in die Heilige Gees spandeer. Ons wil toelaat dat die Heilige Gees ons lewens roer. Halleluja. Ons wil in tale begin praat. Ons wil begin profeteer. Ons wil begin lewe soos Christus in ons lewe, halleluja. En ons wil die heerskappy van die koning, wil ons hier voordra, totdat U ons wegvat, terwyl ons moet teehou, wat die duiwel besig is om te bring. Help ons, Here, om waardige teehouers te wees. Dat die vleis nie so kan verrot en vrot word hier om ons, terwyl ons hier staan nie, want ons is die lig. Ons het die lig in ons. Ons is sout. Om ingevryf te word in die vleise, dat hulle nie so vrot word nie. Terwyl ek hier is, sê vanaf vir jouself, terwyl ek hier is, kan die vleis hier om my nie so vrot word nie. Jesus vat die kerk in 'n nuwe ontmoeting met U. Hierdie kerk, Here, moet U dien in gees en in waarheid. Dat U, as U kyk na ons kerk vanmôre, dat U sal gelukkig raak met ons kerk, Here. En elke mens in hierdie kerk, in die heerskappy van die Here is oor U. Halleluja. En die seën van die Here is oor U. En die liefde van die Here is oor U. En die genade van die Here is oor U. En die krag van die Here is oor U. Halleluja. En U word waardig gemaak. Medediensknegte van die Allerhoogste. En U sê amen.